Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 14de Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: moordbendes steeds in soeklig by Madlanga Kommissie. Nog berigte: die ANC is nie bang vir die DA nie. Giere weer, tuister Gauteng en KwaZulu-Natal. Die bulle gereed vir die All Blacks op Loftus Versveld. MotoGP word nou interessant met plekke vir kampioenskap. Cincinnati Open in Ohio strek tot 23 Augustus. Die Madlanga Kommissie het sy ondersoek verder uitgebrei na ernstige beweringe oor georganiseerde misdaad en sogenaamde moordbendes binne die polisie. Die kommissie het gehoor van beweringe dat sekere polisie-taakspanne in KwaZulu-Natal moontlik betrokke was by buitegeregtelike teregstellings. 'n iPod-amptenaar, Len John, het getuig dat daar gevalle was waar mense deur polisiebeamptes doodgemaak is, sonder dat daar voldoende bewyse was dat hulle by transieterooftogte betrokke was. Nog ernstiger is bewering dat sommige polisiebeamptes moontlik met rolspelers in die sleepwa en taxibedryf en ander kriminele netwerke saamgewerk het in konflik oor gebiede en oor geld. Volgens die getuienis het hierdie beweerde samewerking selfs tot moorde en sogenaamde hit squad bedrywighede gelei. Die kommissie het ook gehoor van finansiële transaksies wat vrae laat ontstaan het oor moontlike korrupsie. Volgens getuienis is meer as 2,3 miljoen rand in die bankrekeninge van 'n polisiebeampte en sy vrou gedeponeer. Die ontwikkeling is besonder ernstig, omdat dit nie net oor gewone polisiekorrupsie gaan nie. Die beweringe raak die kern van staatsveiligheid en die publiek se vertroue in wetstoepassings. Die groot vraag wat die Madlanga Kommissie nou moet beantwoord is: hoe diep het georganiseerde misdaad moontlik in dele van die polisie en ander staatsinstellings ingedring? Die kommissie se finale verslag moet volgens die presidentsie teen 31 Augustus 2026 ingedien word. Die ANC sê hy is nie bang vir die Demokratiese Alliansie, oftewel die DA, ondanks die druk wat die party tans ondervind en die daling in sy steun in verskeie meningspeilings nie. Die ANC se steun het die afgelope jaar aansienlik afgeneem. In sy 2021 plaaslike verkiesings het die party landwyd sowat 46% van die stemme gekry, terwyl sommige huidige ontledings voorspel dat sy steun in 2026 plaaslike verkiesings tot die laat 30% gebied kan daal. Die DA probeer intussen minslaan uit die ANC se probleme. Sekere peilings vroeër vanjaar het self gewys dat die DA die ANC effens kon verbygesteek het. Die ANC hou egter vol dat verkiesings nie deur peilings gewen word nie. Die party wys daarop dat sy sterk takstrukture en gevestigde steunbasisse steeds 'n belangrike rol speel. Die groot vraag is nou of die ANC daarin gaan slaag om kiesers wat van hom vervreem geraak het ook terug te wen, en of die DA en ander oppositiepartye daardie stemme tydens die plaaslike verkiesings kan absorbeer. Een ding is seker, die politieke stryd tussen die ANC en die DA gaan al hoe strawwer word. Die Hooggeregshof van Johannesburg het gelas dat die besluite rondom Judith van Schalkwyk se verwydering as hooflandros hersien moet word. Van Schalkwyk het die hof genader nadat sy haar pos as hooflandros verloor het. Die hof het nou bevind dat die besluit wat tot haar verwydering gelei het, weer ondersoek moet word. Die uitspraak beteken egter nie noodwendig dat sy onmiddellik weer aan haar pos aangestel is nie. Die relevante besluite en die proses wat gevolg is, moet eers behoorlik hersien word. Die saak plaas ook die fokus op die belangrikheid van billike prosedures en behoorlike besluitnemings wanneer senior regsbank en hofamptenare uit hulle poste verwyder word. Verdere verloop van die hersieningsproses sal bepaal wat uiteindelik met Van Schalkwyk se pos sal gebeur. Die kern van die saak: 'n hof het bevind dat die besluite rondom haar verwydering nie bloot aanvaar kan word nie en dat dit weer onder die loep geneem moet word. Die giere winterweer in dele van Gauteng en KwaZulu-Natal plaas steeds groot druk op inwoners en op die kragnetwerke. Die koue nat toestande het tot probleme met elektrisiteitsvoorsiening bygedra, terwyl sekere gebiede steeds sukkel om kragvoere te herstel. In Gauteng het veral dele van Johannesburg met kragonderbrekings gesukkel, terwyl slegte weer in KwaZulu-Natal verder uitdagings veroorsaak het. Die kou het ook groot gevolge vir padgebruikers in KwaZulu-Natal, het sneeu en ysige toestande reeds voertuie laat vasval, onder meer in die omgewing van Kokstad. Inwoners word aangeraai om versigtig te wees, veral in gebiede waar sneeu, nat paaie en swak sigbaarheid voorkom. Die kombinasie van bitterkoue, sneeu en kragprobleme maak dit 'n besonderse moeilike winter vir duisende inwoners in dele van hierdie twee provinsies. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, oftewel die SANW, werk daaraan om die langdurige kragprobleme by 4 Suid-Afrikaanse Infanteriebataljon, oftewel 4 SAI, op te los. Die militêre basis ondervind glo vir geruime tyd probleme met sy elektrisiteit toevoere. Die weermag het intussen bevestig dat aandag aan die probleem gegee word
en dat daar gewerk word om kragvoer te herstel. Een van die grootste uitdagings is egter 'n tekort aan kragopwekkers. Dit maak dit moeiliker om die basiese normale bedrywighede tydens kragonderbrekings aan die gang te kan hou. Die situasie beklemtoon ook die groter finansiële en instandhoudingsprobleme waarmee sommige SANW-fasiliteite tans te kampe het. Vir 'n militêre basis is betroubare elektrisiteit noodsaaklik vir kommunikasie, sekuriteit, administrasie en die daaglikse funksionering van hierdie basisse. Die nuwe wetsontwerp op die beheer van tabakprodukte en elektroniese afleweringsstelsels is weer onder die soeklig. Die parlementêre portefeulje komitee oor gesondheid het begin om die wetsontwerp klousule vir klousule deur te werk. Die debat gaan nie net oor hoe om nie-rokers teen die gevare van tabakrook te beskerm nie. Daar is ook 'n argument dat die wetgewing die belange van bestaande rokers ook aan ag moet neem. Die wetsontwerp kan groot veranderinge bring aan die manier waarop tabakprodukte en elektroniese rookprodukte in Suid-Afrika gereguleer word. Ondersteuner van strenger wetgewing meen dit is nodig, veral om jong mense en nie-rokers teen die gesondheidsrisiko van enige rook te beskerm. Kritici waarsku egter dat buitensporige regulering ook onbedoelde gevolge kan hê. Die Blouballe staan gereed vir 'n reuse uitdaging wanneer hulle Saterdag 15 Augustus die All Blacks op Loftus Versveld hier in Pretoria gaan pak. Die Blouballe afrigter Johan Ackerman het sy span goed voorberei en glo sy spelers moet met die groot geleentheid geniet en die uitdagings aanvaar. Ackerman het beklemtoon dat die Bulle so sterk as moontlik sal speel teen die Nieu-Zeelanders. Die Bulle se span bevat 4 springbokke terwyl hulle aanwinste soos Cowan Bos en Takir Abrams hulle buiging vir die Blou Bulle sal maak. Andrew Liebenberg keer ook terug na die span na sy tyd by Leicester Tigers. Die wedstryd begin Saterdag om 19:00 uur Suid-Afrikaanse tyd. Die MotoGP kampioenskap het aan die Britse Grand Prix op Silverstone behoorlik interessant geword met Jorge Martin wat sy greep op die wêreldkampioenskap so versterk het. Martin het Sondag tweede geëindig agter Raul Fernandez, maar dit was meer as genoeg om sy kampioenskapsvoorsprong verder uit te brei. Fernandez het 'n indrukwekkende oorwinning behaal en die wedren met net meer as 2 sekondes gewen. Martin se spanmaat by Aprilia, Marco Bezzecchi, het derde geëindig. Dit was 'n besonderse belangrike uitslag vir Bezzecchi, want hy het nou na die tweede plek in die wêreldkampioenskap opgeskuif. Die groot teleurstelling was Ai Ogura, die Japaneese ryer, het in die 6de ronde geval en kosbare kampioenskapspunte so verloor. Hy is nou derde in die titelstryd en dan is daar natuurlik die ervare Marc Marquez, die voormalige wêreldkampioen. Hy het 'n moeilike naweek beleef en kon slegs 7de geëindig het. Hy het gevolglik verder veld verloor in die kampioenskapspunte. Jorge Martin sit nou bo aan die punteleer met 240 punte, met Bezzecchi op 209 en Ai Ogura is derde met 203 punte, terwyl Marc Marquez vierde is met 200 punte. Dit beteken dat daar nog baie wedrenne oor is en die titelstryd is beslis nie verby nie, maar Martin het tans die voordeel en elke goeie uitslag maak sy posisie net sterker. Die wêreld se beste tennisspelers is hierdie week in Cincinnati, Ohio, waar die Cincinnati Ope aan die gang is. Die ATP en WTA toernooie loop van 13 tot 23 Augustus en is van die laaste groot voorbereidingstoernooie voor die Amerikaanse Ope gaan plaasvind. By die vroue is die wêreld se nommer 1, Aryna Sabalenka, een van die grootste gunstelinge. Sy het egter 'n groot uitdaging, want Elena Rybakina is net agter haar op die wêreldranglys en die WTA nommer 1 posisie is op die spel in Cincinnati. Coco Gauff, Mira Andreeva en Iga Swiatek is ook onder die groot name wat vir hierdie toernooi ingeskryf is. Aan die man se kant is Alexander Zverev, Novak Djokovic en Felix Auger-Aliassime van die groot name hier in aksie. Intussen is daar ook kommer oor die oorvol tennisprogram. Alexander Zverev het vandag voorgestel dat ATP Masters 1000 toernooie weer tot 1 week verkort moet word. Hy sê die huidige langer toernooie dra by tot spelers se fisieke belasting en kan meer topsterre aan die kompetisies laat onttrek. Interessante storie kom ook uit Kanada, waar Ben Shelton en Brandon Nakashima 'n Amerikaanse eindstryd in die Canadian Ope gaan speel. Die Proteas se David Miller het op die oog af met 'n groot doelwit om volgende jaar saam met Suid-Afrika die 2027 Cricket Wêreldbeker op eie bodem te wen. Miller, wat al sedert 2010 internasionale cricket gespeel het, sê 'n Wêreldbeker trofee is iets wat hy graag teen die einde van sy loopbaan wil hê. Suid-Afrika het in 2024 die eindstryd van die T20 Wêreldbeker gehaal, maar teen Indië verloor. Die Proteas het egter verlede jaar hulle eerste wêreldtoetskampioenskap gewen en sal met groot selfvertroue na die 2027 Wêreldbeker gaan. Die 2027 Wêreldbeker word deur Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië aangebied. Dit gee die Proteas 'n besondere geleentheid om voor hulle eie ondersteuners vir die wêreldtitel te speel. Intussen word die jonger spelers ook 'n kans gegee om hulle self te bewys. Bjorn Fortuin is aangewys as die kaptein van Suid-Afrika se komende beperkte oortoer na Namibië, waar die Proteas se T20 driehoekreeks teen Namibië en Zimbabwe asook 'n 3-wedstryd ODI reeks sal speel.
Die Europese atletiekkampioenskappe in Birmingham is tans een van die groot stories in wêreldatletiek, met van Europa se beste atlete wat tot 16 Augustus om medaljes sal meeding. Een van die interessantste gevegte is die vroue se 800 meter, waar die Olimpiese kampioen Kelly Hodgkinson die eindstryd gehaal het. Sy het haar halfeindstryd gemaklik gewen in 'n tyd van 1 minuut 57 sekondes. Switserland se Audrey Vero het aanvanklik geval nadat sy kontak gemaak het met 'n ander atleet, maar is na suksesvol appel tot die eindstryd toegelaat. Vir Suid-Afrika is daar ook goeie nuus. Ons jong atleet het onlangs sterk gevaar in 'n wêreld onder 20 kampioenskap wat in Eugene in Oregon gehou is. Die Springbokke se groot stryd teen die All Blacks is om die draai met 2 rugbyreuse wat gereed maak vir 'n reeks van 4 toets in Suid-Afrika. Die All Blacks speel eers Saterdag teen Vodacom Bloubulle op Loftus Versveld, voordat die eerste toets teen die Springbokke op 22 Augustus by Ellis Park sal plaasvind. Vir die All Blacks het daar intussen 'n belangrike verandering gekom. Die ervare loskakel Richie Mahunga is by die groep gevoeg nadat die middelveldspeler Billy Proctor weens 'n skouerbesering uitgesluit is. Mahunga bring 56 toetswedstryde se ervaring na die Nieu-Seelandse span. Die Springbokke het intussen 'n sterk groep beskikbaar gestel met groot name soos Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Handré Pollard en Sasha Feinberg Nkomazulu. Deel is van Rassie Erasmus se groter groep. Die Springbokke sal weet dat die All Blacks nie onderskat kan word nie. Nieu-Seeland het wel onlangs die Sharks met 54-0 gewen, maar die Bulle behoort 'n heel ander uitdaging, beloftes te bied. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerbrik vir die streek lyk so: Messina 10:22, Polokwane 6:17, Lephalale 8:22, Mbombela 7:19, Mahikeng 7:21, Pretoria 9:20, Johannesburg 7:17, Ermelo 2:14, Kalahari 12:27, Gaborone 10:21, Richards Bay 12:22, Pietermaritzburg 6:20, Durban 12:21, Port St Johns 10:24, Pongola 11:21, Maputo 13:24, Bethlehem 2:16, Bloemfontein 5:18, Alawal Noord 6:18, Welkom 7:18, Vryburg 7:22, Kimberley 8:21, Appington 12:27, Prieska 9:25, Springbok 9:25, Karasburg 13:29, Keetmanshoop 14:29, Mariental 12:29, Alexander Bay 11:21, Brandvlei 11:26, Loedertz Bay 11:22, Vredendal 9:22, Kaapstad 12:17, Sutherland 10:20, George 12:28, Jeffreys Bay 14:26, Kaverra 13:27, Graaff-Reinet 9:23, Kapogolas 10:20, De Aar 7:21, Multino 4:15, Beaufort Wes 12:26, Oos-London 11:26, Mabalane 14:23. Ons verkorte weerbrig vir vandag lyk so: die Weskaap sonnig tot gedeeltelik bewolk, sterk winde is moontlik langs die kus, die Oos-Kaap baie koud met bewolkte toestande en moontlike ligte reën in plekke, die Vrystaat koud met sonskyn, baie koud in die oggend en ryp is ook moontlik. Noord-Kaap sonnig en koud tot koel, sterk winde in sommige gebiede. Gauteng sonnig tot gedeeltelik bewolk, koud vroeg in die oggend en koel later. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk met 'n kans op ligte buie in die ooste. Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk tot sonnig, enkele ligte buie is ook moontlik. KwaZulu-Natal koel tot koud met bewolkte toestande en enkele buie is ook moontlik hier. Noordwes provinsie sonnig en koud met baie koud in die oggend. Die markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.20 teenoor die Amerikaanse dollar, die pond kos R21.84, die euro verhandel teen R18.68, die Australiese dollar kos R11.43, 'n yen kos 10 sent. Platinum se prys is $1,725, palladium kos $1,320, die prys van goud per fyn ons is $4,360, silwer se prys is $64.77, Brent olie per vat is $88.98. Ons gedagte vir die dag: die week was dalk nie maklik nie, maar jy is nog hier en solank daar 'n nuwe dag is daar ook nuwe hoop, nuwe geleenthede en nuwe genade. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag, 'n naweek word vir almal toegewens.